Episode 30, wanneer jy jouself kan lei. Hierdie wysheid kom uit Spreuke hoofstuk 29, die tweede gedeelte. In ons vorige episode het ons ontdek dat ware gesag nie begin by posisie nie. Dit begin by karakter. Ons het gesien hoe gevaarlik verstoktheid is. Ons het gesien hoe regverdige leierskap mense laat floreer. En ons het gesien dat dissipline by die ouer begin, omdat kinders baie meer leer uit wat hulle sien as wat hulle hoor. Maar Spreuke 29 neem ons nou na 'n ander vlak. Want jy kan 'n posisie hê, jy kan invloed hê, jy kan mense lei, jy kan selfs baie wysheid hê. Maar as jy jouself nie kan beheer nie, sal jou eie emosies uiteindelik jou leierskap vernietig. Vandag kyk ons na 3 dinge: toorn, goddelike visie en uiteindelik vir wie jy leef. Die gevaar van toorn. Spreuke 29 praat herhaaldelik oor die gevaar van onbeheerde woede. Vers 11 sê: 'n dwaas gee aan sy gees uit, maar 'n wyse man hou dit terug en kalmeer dit. Vers 22 sê: 'n toornige man verwek twis, en 'n driftige man oortree baie. Dink aan wat onbeheerde toorn kan doen. Dit vernietig in sekondes wat jare geneem het om op te bou. Dit sê dinge wat nooit teruggeneem kan word nie. Dit breek mense wat jy eintlik lief het. Dit dryf mense weg wat jy nodig het. En dit openbaar wie jy werklik is wanneer jy onder druk kom. Want enige mens kan vriendelik wees wanneer alles goed gaan. Maar wie jy is onder druk, dit is wie jy werklik is. Spreuke 29 vers 11 gee vir ons die sleutel. Die dwaas gee aan alles uiting. Geen filter nie, geen rem nie, geen selfbeheersing nie. Wat hy voel, sê hy. Wat hom irriteer, uit te ry. Wat hom raak, bars uit hom uit. Maar die wyse mens hou dit terug. Nie omdat hy nie voel nie, nie omdat hy nooit seer kry nie, nie omdat hy 'n robot is nie, maar omdat hy die geheim verstaan. Nie elke gevoel verdien 'n stem nie. Dit is ongelooflik belangrik. Jy mag kwaad voel, maar jy hoef nie vanuit jou woede te praat nie. Jy mag seer gekry het, maar jy hoef nie iemand met jou pyn te vernietig nie. Jy mag gefrustreerd wees, maar jy hoef nie jou frustrasie op iemand anders uit te stort nie. Jakobus 1 vers 19 en 20 sê, laat elke mens vinnig wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word, want die toorn van 'n mens bewerk nie die geregtigheid van God nie. Vinnig om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. Dit is die ritme van wysheid. En miskien moet iemand vandag hierdie vraag hoor. Wanneer laas het jou toorn iets vernietig wat jy eintlik wou beskerm? 'n verhouding, 'n huwelik, 'n vriendskap, 'n kind se vertroue, 'n gemeente, 'n werksverhouding, 'n geleentheid. Moenie jou toorn verskoon, omdat jy sê, maar ek was reg nie. Jy kan reg wees oor die probleem, en steeds verkeerd wees in die manier waarop jy dit hanteer. Ware leierskap beteken dat jy jouself kan lei. Waar daar geen openbaring is nie. Spreuke 29 bring ons by een van die bekendste verse in die hoofstuk, vers 18. Waar daar geen openbaring is nie, word die volk toomloos, maar gelukkig is hy wat die wet bewaar. Die woord openbaring kom oorspronklik uit die Hebreëse woord wat beteken profetiese visie, goddelike rigting, 'n duidelike roeping van God. En Salomo sê, sonder dit word die volk toomloos, sonder grense, sonder rigting, sonder doel, soos 'n skip sonder 'n kompas op 'n oseaan sonder kaart, soos 'n leer sonder 'n generaal op 'n veldslag sonder strategie. Dit is wat gebeur wanneer mense sonder goddelike visie leef. Hulle leef vir die oomblik. Hulle volg elke begeerte sonder om te vra of dit reg is. Hulle dryf saam met die stroom sonder om te weet waarheen dit hulle gaan neem. Maar hier's die goeie nuus. Jy hoef nie toomloos te leef nie. Die Here het 'n plan vir jou lewe. Hy het 'n roeping oor jou uitgespreek. Hy het 'n bestemming vir jou bepaal. Jeremia 29:11 verklaar,
Want ek ken die gedagtes wat ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. 'n Hoopvolle toekoms. Nie 'n toevallige toekoms nie, nie 'n toevallige bestaan nie, 'n doelbewuste, goddelike, beplande toekoms. Maar jy moet soek, jy moet luister, jy moet die woord oopmaak, jy moet in gebed bly totdat die visie duidelik word. Daarom is die vraag nie net, waarheen gaan my lewe nie. Die groter vraag is, wie het vir my gesê waarheen ek moet gaan? Leef jy met goddelike visie, of dryf jy maar net saam met die stroom? Die leier wat God kan vertrou. Kom ons vat Spreuke 29 saam. Moenie jou nek verhard teen God se vermaaning nie. Luister terwyl jy nog kan. Regverdige leierskap bring vreugde. Goddelose leierskap bring sug. Dissipline begin by die ouer. Jou lewe leer meer as jou woorde. Onbeheerde toorn vernietig. Wysheid hou terug en kalmeer. Sonder goddelike visie word mense toomloos. Soek God se roeping vir jou lewe. Daarom wil ek hê, jy moet hierdie woorde saam met my sê. Ek kies om te luister, te leer en te lei, soos God my geroep het. Nie soos mense my druk nie, nie soos my ego my lei nie, nie soos my emosies my lei nie, soos God my geroep het. Spreuke 29 vers 25 sê, die vrees vir mense spanne stryk, maar hy wat op die Here vertrou, word beskerm. Dit is 'n geweldige woord vir elke leier. Moenie vir die galery leef nie. Moenie 'n leier wees vir die applous nie. Moenie besluite maak op grond van wat mense van jou sal dink nie. Moenie 'n roeping verruil vir mense se goedkeuring nie. Leef vir 'n gehoor van een, die hoofletter 1. Die een wie jou gemaak het, die een wie jou geroep het, die een wie jou sal beoordeel, en dieselfde een sal jou beloon. Want wanneer die dag kom, wanneer jy voor hom staan, sal die belangrikste vraag nie wees, was jy gewild nie, of het almal van jou gehou nie, of was jy suksesvol in die oë van jou mense nie. Die vraag sal wees, het jy gedoen wat ek jou geroep het om te doen? En mag jou antwoord daardie dag wees, ja Here, ek het geluister, ek het gehoorsaam, ek het vir u geleef. Een oomblik van ware luister na God se stem, kan 'n lewenslange patroon van verstoktheid breek. Een besluit om jou gesag as 'n diens te gebruik, kan 'n gesin, 'n gemeente en selfs 'n gemeenskap verander. Een stap in die rigting van God se visie vir jou lewe, kan die toomloosheid beëindig en jou bestemming begin openbaar. Die vraag is, sal jy buig voor jy gebreek word? Want Spreuke 29 vers 1 waarsku, die mens wat sy nek verhard, sal skielik verbreek word, maar die mens wat voor God buig, wat luister wanneer God praat, wat verander wanneer God lei, die mens sal staan, die mens sal bou, die mens sal nalaat. En die grootste nalatenskap wat jy kan agterlaat, is nie 'n groot huis of 'n bankrekening of 'n wonderlike naam nie. Dit is kinders wat God ken, mense wat deur jou leierskap geseën is, en 'n lewe wat bewys het dat God getrou is. Jou keuse vandag. So wat gaan jy kies? Sal jy luister? Sal jy jouself leer beheers? Sal jy jou gesag gebruik om te dien? Sal jy God se visie vir jou lewe soek? Sal jy ophou leef vir mense se applous? En sal jy leer om te leef vir die een wat jou geroep het? As jy vandag daardie besluit neem, skryf hieronder, ek kies wysheid. Like hierdie video sodat meer mense hierdie waarheid kan ontdek. Subscribe sommer op die kanaal sodat jy die volgende episode nie misloop nie. En deel hierdie video met iemand wat dit vandag nodig het. Miskien 'n leier, miskien 'n ouer, miskien iemand wat vasgevang is in toorn, miskien iemand wat sonder rigting leef, of miskien is dit jy. Onthou, ware gesag begin wanneer jy jouself onder God se gesag plaas. Bly gewortel in hom.
Bly gewortel in sy woord. Bly gewortel in sy roeping vir jou lewe. En die vrug sal kom. Tot volgende keer. Leef in wysheid, leef in ware gesag. Groete uit Springbok.